Goeiedag en welkom by NG Vera Park se digitale bediening. Hierdie bediening is bedoel om jou te ontmoet waar jy is. Baie van ons kan vir verskeie redes nie by die kerk uitkom nie. Dit kan wees vanweë gesondheidsredes, besige skedules. Ons almal weet ons lewe in tye waar dit nie altyd moontlik is om oral te wees nie. Miskien kom jy gereeld kerk toe, maar jy kan dalk nou nie hierdie naweek by die kerk uitkom nie. Maar dit is vir ons belangrik as gemeente om nog steeds ons geestelike toerusting toeganklik te maak vir almal daar buite. Miskien is jy in 'n ander land, jy het dalk onlangs geëmigreer en jy het nog nie 'n geestelike tuiste nie, en op hierdie manier is dit ook ons manier om ook so ons broeders en sissies wat in ander lande is ook so te kan bedien. Hierdie week was Pinkster gewees en jy is welkom om te gaan kyk na die Pinksteropnames, as jy dit ook nie in persoon kon bywoon nie. En in hierdie Pinksterreeks het ons basies gekyk na Handelinge 2 en 3 en hoe die Heilige Gees 'n verandering in mense meegebring het. En ons sien 'n mate van 'n tendens. Ons begin in Handelinge 1 waar ons die 11 ontmoet, die apostels ontmoet, waar hulle voor Jesus se hemelvaart, waar hulle nog eintlik bietjie nie so lekker verstaan waaroor dinge gaan en hulle vra toe vir Jesus, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk van Israel gaan oprig, en Jesus sê vir hulle, hoorie, julle moet asseblief net wag, wat ook al julle doen, moenie nou iets doen nie, en dan nadat julle die Heilige Gees ontvang het, dan sal julle gaan en my getuies wees. En ons het by die hemelvaart het ons gepraat oor wat dit beteken, daai woordjie wees, om 'n getuie te wees, dat dit nie net iets is wat jy met die mond gaan sê en gaan doen nie, maar dat dit iets is wat jy werklik in wese moet wees. Ons het 'n bietjie daaroor ook gepraat. Nou kom ons hierso by Handelinge 4 vandag. En as ons gaan kyk in 2 en 3, sien ons dat nadat die apostels die Heilige Gees ontvang het, elke keer na so gebeurtenis is daar 'n skuif, 'n wesenlike, met die klem op wees, hoe hulle is, hoe hulle besig is om te wees, verander, hulle menswees verander. En wat ons daarmee wil sê is dat die Heilige Gees verander ons. Dit maak van ons nuwe mense en dit stel ons in staat om getuies te kan wees. En om so ver te gaan as om te sê, maar sonder die Heilige Gees sal ons nooit verstaan wat dit beteken om 'n getuie te wees nie. En vandag se boodskap haak eintlik aan by hierdie beginsel van om 'n getuie te wees beteken, wat beteken dit? Dit beteken ek moet tweede wees. En daarom is ons tema vandag, ek is tweede. Ek as 'n kind van God, iemand wat in diens is van God se koninkryk, wat die gawe van die Gees ontvang het, wat die Heilige Gees in my hart ingenooi het, wat hom toelaat om my te verander. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat oor wat dit beteken. Ek is hier om 'n getuie te wees. Dit beteken ek is tweede en ek sit God se koninkryk, sit ek eerste. Ons gaan kyk na Handelinge 4 waar ons nou nog 'n wesenlike verandering sien hierso by die gemeentes wat gevorm is uit die Heilige Gees. Voordat ons gaan lees uit Handelinge 4 vers 32 tot by vers 37, gaan ons saam bid en ons gaan dankie sê vir die Here dat ons 'n Bybel kan hê en dat ons hierdie geleentheid het om ook op so 'n manier saam verenig te word rondom sy woord, dat hierdie boodskap wat God vandag vir ons wil bring, dat dit ons sal verenig, ons sal versterk, ons voed en ook uiteindelik sal bemagtig om vorentoe te gaan. En nou wil ek jou uitnooi, as jy dalk by die huis is, kyk wanneer mense in 'n kerk is jy in 'n liturgiese ruimte, daarso is simbole, elemente wat die samekoms 'n ritueel maak. En dit is wat ons hierso doen. Ons is nie net besig met 'n TED Talk of iets soos dit nie. Ons is hierso eintlik besig met 'n ritueel, want ons is besig om God te aanbid. So, met dit gesê, steek dalk vir jou 'n kers aan, of gaan haal 'n klip uit die tuin uit of 'n takkie. En daai simbool, dit gaan nie oor die simbool nie, dit gaan oor wat dit verteenwoordig. Iets wat jou gaan herinner aan God se teenwoordigheid, dat God by jou is en dat jy ook saam met jou medegelowiges verenig is, dat jy nie alleen is nie,
dat jy nie alleen is nie. Dit is waaroor dit gaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat ons ook vandag by mekaar kan wees in U naam verenig. Ons wil vra dat U woord in ons harte sal openbaar. Dat ons nie sal hoor wat ons wil hoor nie, maar wat U vir ons wil sê. Dat ons gehoorsaam sal wees daaraan, sal gelei word deur die Gees en ook onsself sal oorgee. Dat ons U diensknegte kan wees en U koninkryk kan bedien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus, en groot genade het oor hulle almal gekom. Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gely het nie, aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het, en die opbrengs van die verkope gebring, en aan die voete van die apostels neergelê het, en aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Josef, 'n Lewiet afkomstig uit Siprus, wat by die apostels die bynaam Barnabas gekry het, as dit vertaal word, beteken dit seun van vertroosting, het 'n stuk grond besit en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Ons lees feitelik hier van die eerste offergawe, die eerste offergawes van die eerste gemeentes. En hierdie woord is vir my so kosbaar, offergawe, dit gaan daaroor om iets te gee as 'n geskenk, 'n gawe wat jy ontvang het wat jy teruggee. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor iets wat ek uit eie mag verwek het, wat ek kom gee as 'n offer vir myself nie. Maar dat dit uiteindelik gaan daaroor om te sê, maar ek het 'n gawe ontvang en my offer is ek wat hierdie gawe kom teruggee. 'n Manier waarop ek kan teruggee vir God se koninkryk. Nou, die gemeentes wat ons hiervan lees, is gemeentes wat ekonomies eintlik baie swaar gelei het, regtig swaar getrek het, en dit het gegaan daaroor dat mense wat hier tot bekering gekom het, baie van hulle was Jode gewees, baie van hulle was Griekssprekend gewees. Nou, hoe dit gewerk het as jy 'n besigheid bedryf het, of jy nou 'n leerloier was, of 'n tentmaker was, of wat ook al die geval was, as jy besigheid wou doen, dan het besigheid gewoonlik plaasgevind rondom godsdienstige plekke, tempels, in die Griekse in die Griekse godsdiens was daar 'n pantheon van gode gewees, en hoe dit sou gewerk het is, jy moes saam met die persoon met wie jy besigheid gedoen het, gaan en hierdie afgod dan gaan aanbid het, en so in hierdie pantheon van gode het hulle verskillende gode vir verskillende dinge gehad. So nou kan jy dink, jy gaan nou om besigheid te doen met 'n boer, maar jy wil nie saam met hom gaan aanbid vir reën nie, so wat wil jy nie hê, dit moet goed gaan met ons nie, en so was hulle verwerp van die samelewing gewees. Hulle het baie besigheid verloor, hulle families het daaronder gelei, want die ander ding is, hulle was absoluut groepgebonde gewees. Ons is vandag baie meer individualisties, en dis een van die groot redes hoekom ons hierdie boodskap moet hoor vandag, van gemeenskaplikheid. En maar in daardie tyd was jou hele identiteit was gekoppel aan die groep waaraan jy behoort het. Jy het saam met daai groep, en daai groepe was godsdiensgroepe gewees. Jy was verenig onder godsdiens. Vandag is ons meer polities georiënteerd. Jy is dalk verenig op grond van 'n bepaalde politiese hoek wat jy het, of kultureel gebonde. Jy is aan die kulturele groep waaraan jy behoort, daarin vind jy identiteit, maar ook is ons vandag bietjie ook losser van hierdie groep identiteit en baie meer individualisties. Maar in daai tyd het dit nie so gewerk nie. Dit het absoluut gegaan oor die groep waaraan jy behoort. Binne in hierdie groep het die mense ook mekaar beskerm. Hulle het na mekaar gekyk in terme van ekonomie, in terme van welstand, hulle het ook mekaar versorg. En hierso sien ons maar meeste van die tyd het dit gegaan daaroor is, jy gaan behoort aan 'n groep wat jou kan bevorder, waaruit jy voordeel kan put, maar hierso sien ons iets anders wat gebeur. Ons sien hoe mense by mekaar kom en dit wat hulle het, offer hulle op om te sê, maar weet jy wat, ek sien hierso my medegelowiges kry swaar. Hulle het
aan 'n groep het hulle agtergelaat. Hulle het dalk verwerping ervaar van hulle familie af, hulle kan nie meer handel dryf nie, hulle kan nie meer besigheid doen nie. Ek het iets wat ek kan gee as 'n gawe dat die ander daaruit kan voordeel kry. Nou sien ons hier onder andere vir Barnabas, hy's 'n leviet gewees. Nou die leviete in daai tyd het nie noodwendig erfgrond gehad wat hulle kon opoffer nie. So die grond wat Barnabas besit het was heel interessant, eintlik grond wat hy wat hy uitgewerk, hy het geld bymekaar gemaak en hy het grond gekoop en verkoop en grond gekoop en verkoop en op so 'n manier het hy dan nou hierdie grond gekry wat hy besit het. Nou ook maar baie soos wat ons maar vandag, min van ons erfgrond, baie van ons werk, ons koop huise ensovoorts. So hierdie is Barnabas se handewerk. Hy het die gawe wat hy ontvang het om werk te kan doen, om geld bymekaar te maak, om 'n inkomste te hê, om grond te kan koop. Dit het hy uiteindelik teruggegee en hy kry hierdie naam wat die apostels vir hom gee, seun van vertroosting. En daarin lê waaroor dit hierso gaan, hierdie ek is tweede beweging, hierdie beweging van die Heilige Gees wat kom in mense se harte en sê, maar God se koninkryk is eerste, die wêreld, die mense om jou naaste, jou vreemdeling, jy leef om te bedien, jy leef om diensbaar te wees, en die kernkenmerk van diensbaarheid is om ander te vertroos, is om ander mense te bemoedig, te versterk. En ongelukkig lewe ons in 'n tyd waar ons bietjie van 'n uitkontrakteringskultuur het, om te sê, maar weet jy wat, sekere dinge, kom ons gee dit vir 'n ekspert. Jy weet, ons het ander mense wat ons gras sny en ons huise skoon maak en ons karre was. Maar en so het ons ook die gawe van vertroosting, die roeping van vertroosting wat ons baie keer uitkontrakteer. Ons kontrakteer dit uit aan die kerk of aan ander plekke. Maar wanneer ons behoort aan God se koninkryk, wanneer ons deel is van hierdie geloofsfamilie, dan gaan dit nie oor ons nie. Dit gaan nie daaroor om te sê, maar wat kan ek hieruit kry nie. Dit gaan daaroor wat kan ek gee. En een van die goed, en baie keer as ons nou hiermee besig is dan, en ons sien hierdie ekstreme voorbeelde, dan kan ons in die slaggat van fundamentalisme inval en sê, maar okay, goed, moet ek nou my TV en my huis en my kar en alles wat ek besit verkoop, dan gaan ons in 'n baie moeilike plek wees, want dan gaan niemand iets hê om te gee vir die wat nie het nie. En ons almal gaan moet bakkant staan. So ons moenie hierdie ding fundamentalisties lees nie. Ons moet sien waaroor dit hierso gaan. Dit gaan oor die gawe van vertroosting wanneer jy iets het wat jy kan gee. Dit is waaroor dit gaan by uitstek hierso. En as ons nou moet praat oor wat is die mees waardevolle kommoditeit vandag, in my opinie dink ek is dit tyd. Tyd is iets wat vir ons vandag baie skaars is. Ons is verskriklik besig, en dink bietjie, jy vra vir iemand hoe gaan dit met jou, hulle sê dit gaan besig, nê. Ons is baie besig, baie bedrywig, vol kalenders, vreeslik baie dinge wat aangaan. En vandag is die mees waardevolle ding wat jy vir iemand kan gee, is jou tyd. En wanneer ek sê gee jou tyd, dan bedoel ek gee jou ore, gee jou hart, kom om te luister, kom om te sê, maar ek wil hier wees en ek wil jou vertroos. Dit beteken ek gaan na jou storie luister. Ek gaan nie aankom en net oor myself en my eie lewe en my dinge praat nie. Ek gaan luister na jou. Ek gaan luister sodat jy vertroosting kan ontvang. Dit is waaroor dit gaan hierso. So ons sien hierso in Handelinge 4 net nog 'n voorbeeld van hoe die Heilige Gees mense verander om in wese nuwe mense te word. Josef se naam, hy kry 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit, want sy wese het verander. Hy het iemand geword wat nie vir homself lewe nie, maar wat sê ek is tweede. Ek is hier om te gee. Dit gaan nie hier oor my nie, dit gaan oor God se koninkryk. En wanneer ons dit kan begin beoefen, ons self gee vir God se Heilige Gees om ons te transformeer, om ons te hervorm, om vir ons 'n nuwe identiteit te gee. En ons werklik leer om diensbaar te wees, dan sal ons 'n vol lewe hê. 'n Lewe wat nie gaan oor onsself nie, maar wat gaan oor ander. Mag jy in die week wat voorlê
Daar waar jy beweeg, dink oor jou tyd. Dink oor die tyd wat jy gee vir ander. Is jy die heeltyd haastig om uit 'n gesprek uit te kom? Of is jy werklik teenwoordig en sê, weet jy wat, ek gaan bietjie laat wees, maar ek gaan na jou luister, want jy het nodig, jy het iemand nodig in jou lewe. Baie keer wil ons net vertroosting ontvang en ons het hierdie maar wat van my attitude. En dit kan nie so wees as ons kinders van God is nie. Dit moenie gaan oor wat van my nie, dit moet gaan oor wat van ander. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Die oomblik wanneer ons tyd vir ander mense gee, die oomblik wanneer ons leef vir ander en nie vir onsself nie, dan gebeur daar hierdie wonderlike seën. En dit is dat daai ding wat ons na verlang het, daai vertroosting waarna ons verlang het, ons kry dit wanneer ons dit gee. Daai eensaamheid wat jy ervaar, jy kry gemeenskap wanneer jy dit gee. En daarin lê die genade van God se Gees wat in ons woon. Mag jy ook vorentoe ervaar dat God se Heilige Gees in jou woon, dat hy van jou 'n nuwe mens wil maak, dat hy jou wil transformeer. Maak jouself leerbaar daarvoor. Nie om jou ore vir die wêreld te gee nie, maar om dit werklik vir God te gee. Amen.